Amen, hallelujah. Is jy bly by die huis van die Here te wees? Ja, ek is so lekker neem. Wil vir die musiekman sê dankie, is altyd lekker om saam te bedien. As jy Bybel saamgebring het, kan jy saam met blaai na Mattheus die 16e hoofstuk toe. En ek gaan so 2 versies daar saam lees. En dit was die belydenis van Petrus. Hy sê, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige, Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, en ander profete, en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is Christus, die seun van die lewendige God. Ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat vanaand hier is, kom in met die krag, met die sterkte en met die majesteit. Here, kom verander ons harte vanaand. En Here, dankie dat ons weet dat U vanaand in hierdie plek is, omdat elkeen van ons te kom ontmoet. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ken julle nou die storie van, as hierdie pastoor wil lekker aan die gang hê, dan wil jy vir my sê, mense sê. Nee, ek raak soos 'n leeu, papa. Wat die mense sê my. Maar hier kom Jesus en hy maak 'n stelling en hy vra hulle, wat sê hierdie mense, wie sê ek? En weet wat is die antwoord vir my? Is so mooi, hy sê, sommige sê. Nou ek wil jy dit vanavond hoor, want sommige mense maak uitsprake oor jou lewe vanavond, wat geen seggenskap het nie. Jy weet, toe ek hier die gedeelte lees, toe dink ek by myself, ek wonder hoeveel sommige is daar. Ek wonder hoeveel mense al sommige keer gesê, ag, weet jy wat, dis nie moeite werd nie. Of sommige het al gesê, ek is nie goed genoeg nie. Of sommige het al gesê, ag, ons bid vir jou, maar ek weet, dis nie wat gebeur nie. Of sommige het al gesê, ek gaan jou probeer verwoes. Of sommige het al gesê, jou bediening is in gedrang. Of sommige het al sekere uitsprake en sekere dinge oor my lewe gespreek, wat geen seggenskap oor my lewe het nie. Pastoor, waarvan praat jy? Ek het iets in my lewe, my persoonlike lewe agtergekom. Ek luister nie wat sommige mense oor my sê nie. Want as ek nie na jou toe kon kom vir advies nie, gaan ek definitief nie na jou toe gaan om te hoor wat anders nie. Jy sien, as jy sê sommige, dan is dit maar net 'n manier van, dis maar by ons dink, of dis hoe ek voel, maar ek kruip weg agter die sommige sê. En ek wil nie dit vanaand verstaan, want toe ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek by myself, dat sommige mense het al uitsprake gemaak oor die kerk, oor die leierskap, oor mense, oor sekere goed, en nooit het dit tot stand gekom nie. En dan vraag ek myself baie keer die vraag, ek wonder of sommige mense na wie hulle geluister. Want sommige mense is besig om mense seer te maak langs die pad en hulle is nie bekommerd daaroor nie. Jy sien, toe ek hier aan gaan sit en dink, toe begin ek te wonder wat sommige mense oor jou sê. En oor my sê. Jy sien, sommige mense sal sê, ek is nie goed genoeg nie. En weet wat is die lekkerste van alles? Ek is iemand wat floreer op negatiewe inspraak in my lewe. Want die oomblik as jy vir my sê, jy kan nie, dan sê ek in my hart, ek sal jou wys. Maar nie almal is so nie. Daar's mense wat terugstaan, die oomblik wanneer hy negativiteit kry, en baie keer gaan
kan staan en sê, wel, as hulle dit sê, dan is het seker maar so. Of sommige mense sê, jy moet dan kyk na daai lyk nie goed nie. En dan is het vreeslik outomaties in jou hart implant van, is dit al kwaadaardig, is dit kanker, is dit die, is dit daai. Want sommige mense maak uitsprake in jou lewe. En weer is die ergste van alles, dat sommige mense skryf partykeer jou lewensverhaal. Want sommige mense is besig om te dink wat in jou geestelike lewe aangaan. En terwyl ek besig is vanmiddag voor die Here, toe begin die Here my oor te praat, want jy sien, sommige is besig om baie mense se lewens te verwoes. En ek gaan lê op my bed, en terwyl ek op my bed lê, en begin dink oor die skrif, en wat God met my besig is, om met my te deel, te sê, maar ek wil hê jy moet gaan kyk, wat sê hulle? Jy sien, al het hulle wat gesê, het hulle hom geonderwerp aan iemand. They underquoted him. Hulle gesê, party sê is Johannes, ander sê, is Elia, ander sê, is dalk Jeremia, en ander sê, is een van die profete. Jy sien, want baie mense probeer jou iets goeds gee, maar hulle weet nie waartoe God jou geplaas het en waartoe God jou in staat gesit het nie. Ander mense sê, so geneigd moet ek gebruik. En dan gaan jy na die toe wat jy ken. Jy sien, want die wêreld kan vandag sê die Christen is heeltemal, is al heel snaaks. Ek het nog vanmiddag bietjie gaan ondersoek doen, en jy geweet dat Christenskap is die enigste godsdienst wat vervolg word in die wêreld. Geen ander godsdienst nie. Ek weet nie of weet julle dit nie, maar bo in Nigeria was laas jaar 500.000 mense doodgemaak ter wille van Christenskap. Jo, pastoor, ons het dit nie geweet nie. En wie wat die ergste van ons, die media sê niks daaroor nie. En dadelijk, toe ek hieraan begin dink, toe dink ek by myself, dis nogal snaaks, dat ons baie keer na mense kyk en sê, ek wonder of hy 'n kind van God is. Want sommige sê, net slegte goed kom daarvan af. Pastoor, dis waar die dwelm so goed vandaan kom, ja, maar dis ook waar mense hulle lewens gee vir God op hierdie stadium, wat ek en jy nog nie doen nie. En terwyl ek hierop gaan sit en dink, toe kyk ek, wat maak Jesus, en hy draai na hulle toe, hy draai na sy eie disciples toe, en hy sê vir hulle, wie sê, julle is ek? Hierdie was my mooiste woorde, want weet jy wat? Die wêreld kan dink wat hy wil, maar wat saak maak, is wat jy vanaand sê, wat saak maak, is of jy vanaand by God gehoor het. Kyk vir sy disciples, hy sê, wie sê julle is ek? En het kom so mooi op, want hy kyk vir hulle, maar net een van die 12 antwoord, en ek wil hier moet gou dit hoor, want hierdie was my amazing. 11 van hulle staan saam en luister wat sommige sê. Soms laat is as kinderhoek is. Nie allemaal hoef iets te sê nie, maar allemaal weet. Nie allemaal hoef iets te uit te laat nie, maar allemaal is bewus daarvan. Pastoor, jy moet pas op, pastoor. Daai man of daai vrou, is van die duiwel af. Kan ek het nog vanavond vir jou sê, solang as wat jy gaan luister wat anders sê, gaan jy een van die sommiges wees. Maar die oomblik, toe hy vraag, wat sê julle, wie is ek? En ek wil even dit vir my opsit, asseblief Colinda. Hy sê, het Simon Petrus om geantwoord en gesê, U is die Christus, die Seun van die lewendige God. Kan ek het vanavond vir jou sê, hy het dit nie by sommige gehoor nie, hy het dit by God die Vader homself gehoor. Jy sê ek moet vanavond verstaan, as jy vanavond iets te sê
iemand asseblief, moenie dit gaan bespreek met sommige nie, gaan bespreek dit met God vanaand. Gaan noem sy naam vanaand voor die Here en sê, Here, ek het 'n bekommernis in my hart. Simon Petrus antwoord en sê, U is Christus. En as jy dit vertaal, sal hy sê, die verlosser, die een wat gekom het om ons te verlos. En ek weet nie of besef jy dit nie, maar Petrus maak 'n stelling nie, wat die ander nog nie gesê het nie. Hy sê, U is Christus, die Seun van 'n lewende God. Ek wil met vra iets hoor. Want vir party mense is hy net Jesus. Maar wanneer jy op 'n bed vasgekluister lê en jy nie weet wat met jou lewe gaan gebeur nie, ek kan vandag daarvan getuig. Daar was 'n stadium waar die dokter vir my ma en my vrou gesê, hy's kritiek, ek raak nie aan hom nie. Ek plaas hom oor na 'n ander hospitaal toe, maar ek kan nie eens waarborg wat hy lewendig daar gereed kom nie. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, dis op daardie bed wat ek geleer het, wie werklik my God is en wie my geneesheer is. Dis op daardie bed wat ek vanaand kan sê, ek weet vanaand wie my gesond gemaak, wie my vry gemaak, wie my losgemaak, want dit was nie 'n mens. Partykeer wanneer jy nie weet wat om te doen nie, dat jy vinnig besef wie God werklik is. So wanneer jy in daai finansiële krisis sit en jy nie weet hoe jy gaan uitkom nie, wat hy die brood vat en dit breek en die vis vat en dit breek en dit vermeerder, dan kom jy agter, maar hy is Jehovah Rapha, die God wat voorsien. Hy is die een wat gesê het hy sal dit doen en hy sal dit doen tot aan die einde van die dag toe. En dadelik toe ek hier aan begin dink, toe begin ek my geweldig te pla, want weet jy wat? Baie mense ken hom as Jesus, maar ek ken hom nog nie as die verlosser nie. Ek wil jou vanaand vertel, ek was in 'n moddersluik. Ek was daar onder die put. Ek weet hoe dit voel om drank by die huis aan te kom. En my vrou vir my sê, ek wil niks meer te doen en ek weet hoe dit voel. Maar weet wat? Ek weet ook hoe dit voel. Toe hy sy hand daar insteek en sê, ek het jou nie gemaak om hier te sit nie. Ek wil jou uithaal uit jou omstandighede. As jy net jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek, sien my raak, te midde van my omstandighede, te midde van waarheen ek gaan. Ek wil vanaand vir jou sê, hy is nog steeds 'n waarmaker van sy woord. Hy het my uitgehaal, hy het my verlos, hy het my gewas, hy het my gereinig, hy is die een wat ek vanaand vir my gedoen het. Sommige het gesê, ek's te ver heen. Sommige het gesê, ons dink hy gaan verslaaf raak aan drankies in hulle bloed lê. Maar God het gesê, hy is myne. Hy behoort aan my. Kan ek maar vanaand vir jou sê, is wanneer met die sommige mense dinge oor ons lewens uitspreek, dat ons baie keer ons oor moet toedruk. En begin sê, la, wil dit nie hoor nie. Want weet wat, jy bepaal nie my toekoms nie. Jy bepaal nie waarin ek op pad is nie. Maar die lewendige God, wat vanaand in my lewe inspreek, wat vanaand sê, jy is kosbaar en waardevol in die oë van die Here. Dis op hom, op wie ek vertrou. Ek wil begin klaarmaak, wat jy sien, ek het besef,
dat Petrus het hierdie nie getangsak nie. Petrus was 'n besigheidsman. Hy was 'n visserman. Klink nie vir jou nou baie nie, maar God het hom gekies met 'n rede. Want hy het sy bediening, hy het Jesus se bediening op die water gevat. So waarvan praat jy? Daar was 'n stadium met hulle Jesus amper nie meer van Galilea aangedruk het. En wat het gebeur? Hy het gesê, Petrus, bring jou boot. Klim op die boot. Nou staan hy op die boot en hy bedien die skare wat voor hom is. Petrus het nooit geweet dat sy besigheid die platform gaan wees wat vanaf God gaan werk nie. Toe die mense klaar bedien het, toe sê van Petrus, hoe lyk jy so lang gesê? Hy sê, Here, was heel nag hier, om nie een vis te vang. Wat sê die visserman, hy het gebruik. Niks gevang nie. En die Here sê, van gooi net jy net van die andere kant uit. Jy sê, Petrus het dinge meer gebeur in sy lewe wat hy moes by mekaar uitbring. En dis baie keer ons grootste probleem. Ons bring nie al ons gebeurtenisse by mekaar nie. Want jy sien, ek het gesien hoe God my uitgehaal het uit die kake van die dood, het ek 58 bloedklont in my lyf gehad. Die dokter het gesê, is kritiek, ek raak nie aan hom nie. Daar was 'n stadium wat ons maatskappy bankrot gespeel het en ek niks gehad het, niks, absoluut niks gehad het nie. Ek het alles verloor, maar ek dank God. Ek het hom nie verloor nie. Jy sien, en toe ek dit begin met mekaar sit, my gesondheid en my finansiële toestand, dat is 'n stadium wat my huwelik op die rotse was amper, en toe ek dit by mekaar bring en God het ingetree en het veranderinge ingebring soos nog nooit van tevore nie. Daar was 'n stadium wat my bediening in 'n krisis was en ek het gevoel ek kan dit nie maak nie want ek is nie goed genoeg nie. Het God ingekom en alles verander. Jy sien, maar toe Petrus gaan sit en gaan bid tot God, het hy nie een ding gesien nie. Hy het as 'n geheel gesien. En daarom toe hom vra, wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Simon het gesien hoe God sy besigheid sien. Simon het gesien hoe God wegvat van sy besigheid af. Simon het gesien hoe God sy skoonma aanraak. Simon het gesien hoe Jairus se dogter keer die dood uitwek. En Simon het gesien hoe die brood en vis vermeerder. Terwyl hy by Banja staan, hy sit alles by mekaar. Toe sê hy, Here, dit is onmoontlik vir 'n mens om te doen. En ek het gestraat terwyl ek op my knieë was en met God gepraat het. En ek hom gevra, wie is hy? Hoe is dit moontlik? En ek het op een slotsom gekom. Hy is die Christus, die Seun van 'n lewende God. Ek weet nie of weet julle dit nie, maar die kerk is onder aanslag. Selfs in Suid-Afrika is daar 'n ACL-komitee aangestel deur die regering wat wil kyk hoe hulle die kerke gaan reguleer. So hulle wil probeer bepaal wat ons gaan preek en wat ons moet sê en wat ons moet doen. Jy weet nie eens daarvan nie. Sal meer as 2 jaar nie gaan, ons beklei dit elke oomblik van die dag.
Maar ek wil hê ons moet vanaand bid daarteen. En weet jy wat? Die oomblik toe ek hieraan gaan sit en dink, toe besef ek, ons as mens gaan niks kan doen nie. Ons het Christus, die Seun van 'n lewendige God nodig om ons uit ons omstandighede uit te haal. En as jy dink dis nie moontlik nie, hy het die besetene van Gadara met 'n woord skoongemaak. Hy het net vir hy demone gesê, gaan. Hy het Jairus sy dogtertjie opgewek met 2 woorde. Tabitha kumi, wat beteken, dogtertjie, staan op. Hy het Lazarus uit die graf uitgeroep met 1 woord, Lazarus, staan op. Kan ek maar vanaand vir jou sê, jy sal nooit weet wie hy is, as jy nie meer die storms van die lewe moes gaan nie. Jy sal nooit weet wie hy is, as jy nie vanaand weet waar jou volgende brood vandaan gaan kom nie. Jy sal nooit weet wie hy is, as jou gesondheid nie aangeval word, of jou huwelik nie aangeval word, of jou finansies nie aangeval word nie. Ek het vanmiddag tot die slotsom gekom. Ek het gesien wat Petrus sien. Hy is Christus, die Seun van 'n lewendige God. Jy kan vanaand 'n besluit maak. Jy kan luister na wat sommige sê. Of jy kan na hom toe gaan en hoor wat hy sê. Lewe het vanaand hoor, die slegste van ons is van die grootste kerke, en ek praat nie van ons kerk, ek praat van megakerke in Suid-Afrika, staan saam met die RCL, hulle wil dit gereguleer hê. Het was my skeen toe ek het vanaand hoor en dit agterkom. En weet jy wat? Ek het 'n besluit gemaak. As jy dan nie vir hom is nie, is jy teen hom. Want hy bring totale en ware vrymaking. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek wil roep na die God toe, wat 'n seun het, en wat vanaand op die troon sit langs sy pa, en intree vir my en jou. Kan ek vra net al wie sit, sal jy jou hoof buig en jou oë sluit asseblief? Jy kan vanaand luister wat sommige sê, of jy moet opstaan en sê, ek verklaar, is Christus, die Seun van 'n lewendige God. It's your choice. Dis jou keuse, jy kan besluit. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek wil op my voete staan en sê, is Christus, die Seun van 'n lewendige God. As jy so voel vanaand, wil jy weer saam op jou voete staan, en as jy opstaan, wil ek hê jy moet hierdie woorde uiter, U is die Christus, die Seun van 'n lewendige God. Sê dit saam met my, U is die Christus, die Seun van 'n lewendige God. U is die Christus, die Seun van 'n lewendige God. Here, ons het vanaand 'n stelling gemaak. U is die Christus, die Seun van 'n lewendige God.
eenvoudige God nie. Is die Christus, die verlosser, die seun van 'n lewende God. En hy wil vanaand kom en sê, Here, so baie dankie vir dit wat U vanaand ons harte en lewens doen. So baie dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid en vra, Here, bring verandering in ons lewens, bring verandering in ons gees, in ons binneste. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen en amen, ek in die sitplek neem. Het jy op 'n punt in jou lewe gekom waar jy hierdie woorde sê, ek hou nie van wie ek geword het nie. Het jy dan ooit geuiter? Is nogal snaaks, ek wil vir jou sê, jy is goed vir goeie geselskap. Want die Bybel sê, Jesus het sonde geword. And he didn't like who he became. Ek het nog nooit so lang gedink nie. Daar was 'n stadium met Jesus na homself gekyk en sê, ek hou glad nie van wie ek is nie. Maar ek is so bly, hierdie is nie my eindbestemming nie. Daar gaan tye in jou lewe kom, want jy gaan terugkyk en sê, yes, ek het niks gehou van wie ek daar was nie. Ek sê ons, ek is betekend soos 'n foksterrier, ek soek 'n feit. So 'n feit is ek by. Maar weet wat? Toe ek vanmiddag hierdie goed weer begin hoor, weer begin kyk na die ACL en al die klasse goed, toe kom daar 'n ding in my hart op wat net sê, ek sal nie stil bly vir dit wat God en sy saak wil doen nie. As God aan hierdie foksterrier moet gebruik, is dit so niet. I'm running with it. Ons kerk het kapsie gemaak en ons het baie goed al ingestuur en briewe en goed. Maar as een ding wat ek vanaand vra, wat ons moet doen, kan ons daarteen bid vanaand. Sal het reg wees met julle. Steek op jou hand na God toe. Ek verklaar dat Suid-Afrika onder geen regulering van kerke sal val nie. Want ons val onder die koninkryk van 'n lewendige God. En daarom wil ek vanaand elke vyandmacht wat dit probeer dryf en probeer aansteek en probeer voortdruk. Ek wil vanaand teen jou opstaan in die naam van Jesus Christus. En ek wil vanaand vir jou sê, as jy nie vir hom is nie, is jy teen hom. So as jy 'n kerk is en jy sê ja vir dit, wil ek vanaand vir jou sê, jy het 'n probleem. Want daar's mense wat vanaand opstaan in die krag van 'n lewende God, wat vanaand sê, ons sal nie terugstaan nie. Ons vyand dit in die naam van Jesus. Ons sal verklaar, hy leef, hy het opgestaan tot in alle ewigheid toe. Hy leef as die seun van 'n lewende God. Here, ek wil vanaand bid dat mense se oë, se skille sal afval. Dat hulle wat sulke goed probeer goedkeer, vanaand sal sien, hulle is besig saam met die arbeiders van die vyand. En ek wil vanaand bid en vra, Here, staan op in die troon die majesteit. Here, neem beheer in Suid-Afrika, soos nog nooit van tevore nie. Is my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus, en ek dank U daarvoor. Amen en amen.
Ons gaan opstaan vir die laaste lied, broers het vanavond offerandes. Julle het nog nou vir